te gehoorsaam te wees aan die stem van God, bring altyd 'n beloning in vir my. Eerstens, die Heilige Gees sal vir my en jou wys wat ek moet doen in my lewe, hoe ek moet lewe. Hy sal vir my wys wat ek moet los en wat ek moet optel. Ons probleem is soms ons sit met hierdie vooropgestelde idees van hoe dinge moet wees. Wat sal gebeur nadat ek gehoorsaam is aan hom? Dan sal hy vir my geheimenisse uit sy woord bekend maak, wat ander mense nie sien nie. As julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit die swig en die begeertes van die sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer is in stryd met die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar en hulle, sodat ek en jy nie kan doen wat ons net wil doen nie. Dan die volgende ding, en die werke van die vlees is openbaar. Wys vir jou wat die stem van die vlees in die wêreld vir jou gaan sê. Van die vlees is openbaar. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornrigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê het, sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dis 'n harde woord. We must choose. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Dan gaan ek daaraan. Ek het dit net nou gesê. Die Heilige Gees leer ons om te lewe, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees en sy hartstogte begeerlikhede gekruisig. Man, if you hear those three voices, identify the Holy Spirit, identify His voice, and crucify the rest. Hoe crucify jy hulle? Soos wat Jesus in die woestyn gedoen het. Hy het gesê, maar daar staan geskrywe. Jy hoef nie eens te weet, dit staan in Matteus 2 vers 25, of 5 vers 24, of Galasiërs 10 vers 1, of wat ook al nie. Jy kan net vir hom sê, wanneer hierdie stem na jou toe kom, kan jy vir hom sê, daar staan geskrywe. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Die 3 stemme, whether you are born again or not born again, they are going to speak with you. 1 Korintiërs 2 vers 13 tot 16 staan dat daarvan spreek ons ook met woorde wat met menslike wysheid leer nie, maar met dit wat die Heilige Gees leer, soos wat ek hoop hy leer jou vanoggend van sy stem af, nie van myne nie, sodat ons geestelike dinge geestelik gaan vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand geoordeel nie, want wie het die van die gedagte van die Here geken? Halleluja. Wie kan die stem van die Heilige Gees onderskei, dat hy hom sal onderrig? Maar ons, kind van God, ons het die sin van Christus. You've got the Holy Spirit. The Holy Spirit, Jesus and God is one. One. Selfe boodskap, selfe woord. Hulle staan saam in eenheid. En as hy in jou woon, dan het jy die sin van Christus. Met ander woorde, jy het die moontlikheid om te kan onderskei tussen hierdie 3 stemme.